Jy weet, almal van ons loop op 'n stadium, kruis ons paai met iemand wat 'n verskil in jou lewe maak, iemand wat regtig vir jou 'n deur oopmaak op iets wat vir jou, iemand wat vir jou iets beteken, of iemand wat jou help, of iets wat jy 'n groot indruk op jou as persoon maak. En dis presies wat met my gebeur het. Ek onthou toe ek in 1988 weermag toe is, en ek besluit toe nou, ek gaan ook nou rugby speel, en ek kan dan nog nie weet wat hulle proewe moet kies. Toe lê ek heel week in die siekeboeg met 'n maagaandoening, maar ek het die Vrydag toe die span nou klaar gekies, en daar is ek natuurlik toe kom daar van die Onderwyserscollege Oudtshoorn, hulle afrigter, en hy kom haal toe nou 'n paar van die manne wat nie span gekry het by infanterieskool nie. En ek is toe nou een van hulle wat toe die voorreg het om nou vir Onderwyserscollege Oudtshoorn te gaan speel. En wat 'n ongelooflike ondervinding was dit nou nie gewees. En ek het daai jaar baie goed gedoen. Ek was selfs in die koerant gewees, ja, glo as jy wil. En ek het daai tyd senter gespeel, so ek was lekker vinnig ook gewees. Nie meer nie, maar ek kan onthou ek was vinnig. Maar dit maak nie saakie. En so ek het die jaar toe nog baie goeie rugby gespeel. En ek het dan nog ons teen infanterieskool ook gespeel, en hulle het heeltemal te sterk vir ons gewees. Maar ek het daai dag my man gestaan, en ek het my kant gebring. En ek onthou nog aan die einde van daai seisoen, toe kom vra een van die rugby senior mense daar, vra vir my of ek volgende jaar op Oudtshoorn wil bly, dat ek kan rugby speel vir hulle. Ek natuurlik toe as 'n groot eer beskou, en so bly ek nou op Oudtshoorn, ek gaan my tweede jaar daar doen, en dit is toe dat ek so maak. Nou ja, toe het ons nou die nuwe jaar begin, en ek was so 'n tydjie weg gewees, wat ons toe nou daar in Ladysmith studente gaan haal het, wat nou by infanterieskool kon opleiding doen. En toe ek nou terugkom by Oudtshoorn, toe is hulle goed nou al 'n bietjie uitgesorteer, en ek het nog gou agtergekom, want die mense het heeltemal vergeet van my. Ek is nog wel daar so een kant, maar ek is dan daar in die 5de span, daar kry ek dan so 'n plekkie, en of 'n posisie wat ek kan vul, maar ek is in 'n hoeke senter. En ek het, wat wonderlik vir my was, terwyl ons nou soms so in die 5de span oefen, vertel hulle vir ons dat daai dag gaan dan nou baie spesiale persone vir ons 'n bietjie afrigtingskliniek kom doen daar op Oudtshoorn, en dit was toen onder andere Karen Du Plessis, die prins van Vleels. En wat 'n ongelooflike ding, hy het toe nie net in die eerste en die tweede span aandag en hy kom gee toe aandag aan die 4de en die 5de span ook. En ek kan vir julle sê, ek geniet my gate uit. Wat 'n ongelooflike ondervinding was dit vir my. Hier staan die prins van Vleels, hy is op daai stadium besig om die Suid-Afrikaanse rekord vir die Curriebeeker op te stel. Dit is so 'n paar jaar later weer gebreek, maar daai tyd was die WP nog WP geweest, want Transvaal was nog Transvaal, en Noord-Transvaal was nog Noord-Transvaal geweest. Dit was ander tye geweest, dit was toetsrugby. So om baie 3 in daai tyd te druk was 'n groot prestasie. En hier staan ek nou, en hier rig hy nou vir my af, vir ons wat nou daar in die agterlyn is. En ek geniet dit so, ek doen alles wat hy vir my sê voluit. Daar is niks wat ek keer nie. Soos ek jou gesê, dit is vir my 'n baie spesiale storie. En op 'n persoonlike vlak. En ek geniet dit, en op 'n stadium toe sien ek my los toe, hy sê, of nie eers op jy aangaan, hy stap so weg. Nou kyk ek kom, so ek sien hy gesels daar met die eerste span afrigter, en dan die groot kop van die rugby, dit is 'n majoor geweest, dink ek. En hy het hom nou weer teruggekom, ons net aangegaan. Nou natuurlik weet ons nou nie wat daar gebeur het, of waaroor hy gesels het, dit was nou maar 'n normale ding. En die volgende dag, toe ek oefening toe kom, toe is ek in die 4de span, ek sê, wat fantasties, ek is in die 4de span, ek het 1 span opgeskryf, en die Saterdag daarna, selfde ding, speel ek 3de span, dan wow, kyk nou wat nou gebeur, ek speel 3de span, jippie, en die Saterdag daarna speel ek 2de span, en toe raak ek nou heel verwaard, sê ek, wat soos Christian het gesê, wat die hel gaan nou hier aan, ek het nog hy wedstryd vir die 2 span, ek 2-3 ook gedruk, en dit was wonderlik geweest man, en toe, die Saterdag daarna, hier kondig hulle my naam af in die eerste span. Nou speel ons daai eerste wedstryd, ek onthou nog, dit was net 'n goeie wedstryd vir my, niks spesiaals nie. Dit was die eerste keer wat ek saam met die groot manne speel. En ons wen ook die wedstryd goed, soos ek sê, ek het 'n goeie wedstryd gehad. Nou is ons daar, na die tyd met houers moes nou die onthale. Hier staat doen hulle ons nou nie meer nie, maar het was lekker toebroodjies en ons het iets om te drink en al daardie dinge, is lekker geselskap. En die teestanders was nou ook daar. En ek is natuurlik kuier nou saam met ons vier ons oorwinning die dag, en so na 'n tydjie, hier kom roep ons afrigter, ek het dan nog sy naam was Staf Marx, hy kan roep vir my, hy sê van hulle kom gou hierso, luitenant het hy vir my genoem, hy sê, weet jy wat met jou gebeur het? Ek sê, nee Staf, ek weet nie,
Ek het net gesien, ek was nog 5de span, en hier het ek nou vandag eerste span gespeel. Hy sê, weet jy wat het met jou gebeur, vry weer vir my. Ek sê nie, staf, sê maar vir my. Hy vraag my, onthou jy die dag om kaart te sien? Ek sê natuurlijk, staf, sal ek het ooit vergeet. Dit is my groot Here, hy is die prins van vleuels, en ek het 'n groot bewondering vir hom, het was so 'n spesiale dag, saam met hom. Sê, op 'n stadium, want hy was daar by jou weggestap, vir julle weggestap, hy daar met my in die majoor kom gesels. Ek sê, ja, staf, ek het het mooi gesê, ek het nogals gewonder, wat hulle nou daar gesels. Hy sê toe vir my, daai dag, ek kan misschien daar vir hom kom sê, sien jy daai sentiekie wat daar staan, daai kleinkie daar, ek was maar klein gewees. Hy sien hom, dis jou eerste span sente daai, kan ek precies sê dit. En ek staan heel verward, ek weet nie wat vir staf te sê nie. En dit was vir my so amazing gewees, om so, weet daai spesiale encounter, wat jy het ook al wil noem, daai spesiale oomblik, wat kan precies net deur daardie een verwysing te gee, of daardie een aanmoediging, het ek toe op die ou in infanterieskool se eerste span beland. Ek het later ook in die Bema week gespeel, en dit het goed gegaan. Ek het dan nog aan een wedstryd die beste 3 van my lewe gedruk. En wat ek vandag nog onthou, as dit 'n video is wat voor my afspeel. So dit was wonderlike tye gewees. En nou ja, soos ek nou klaar gemaak met die Bema, in 20 jaar later, ek dink is meer so 25 jaar later, toe gaan ek eendag na gym toe hier in die noordelike voorstede van Kaapstad. En toe ek nou ingaan, sien ek maar hier so sit die prins van vleuels. Hy speel toe lang al nie meer rugby nie. Hy sit nou lekker hier by 'n tafeltjie met die koerant. Hy lees nou lekker koerant. En nou wil ek graag hom net gaan dankie sê. Uiteindelik dink ek wil nou nie plan nie, maar ek kan ook nie, ek moet vir hom dankie sê, vir wat hy daai tyd vir my beteken het, en ek skraap nou al my moed by mekaar, en ek stap na hom toe, en ek sê vir hom, hallo Karel, kan ek gou vinnig net vir jou dankie sê vir iets? En baie gaaf om vriend, ek sê, ja, natuurlijk, hoekom wil jy nou van my dankie sê? Ek sê vir hom, man, jy sal het nou nie onthou nie, maar in 1989, as jy in ander daar op infanterieskool, en jy het vir die afrit gesel met my eerste span kies. Nou, hy kon dit nou nie onthou nie, maar hy sê, is dit, ek het reg? Ek sê, ja, ek sal het nooit in my lewe vergeet, en ek wil net vir jou dankie sê, so ek het hom net 'n minuut gesteek, en ek het my hand uitgesteek, en vir hom sy hand geskit, en vir hom dankie gesê, en hy het vir gesê, groot plesier, en ek het hom gegroet en weggestap daar, en ek het nog so teruggekyk, dink ek, jy weet, prins van vleuels, Karel du Plessis, ek het 'n dag nog 'n groot bewondering vir hom, en dankbaar ook vir wat hy vir my beteken het, so, dit is my, een van daardie 15 minutes of 5 wil ek amper sê wat ek gehad het.